U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Ons vertrekpunt gaan Johannes 15, 26 en 27 wees. Ons kan die plekkie so ophou en dan raak ons stil en vra ons die seën van die Here ook hier so. Here Jesus, wat 'n voorreg om met U en U as persoon besig te wees. U Gees hier by ons, hier in ons, hier om ons. En ons besef, Here, dat ons met goddelike dinge besig is, ver bo ons begrip, ver bo ons vuurmaakplek. Ons kan eintlik maar net die dogmatiek en die teologie wat hier geskrywe staan hanteer, maar dis U wat U self openbaar. Die diepte en die omvang daarvan, van hierdie dinge wat hier geskrywe staan. En Here, ons is begeerig om insig te hê in U dinge, in U en in U werking. En ook vanaand, Here, as ons met U Gees besig is en praat, vra ons o Gees van God, kom seën, kom salf vir die woorde en kom openbaar Uself. Ons vra dit in die naam van ons Jesus Christus alleen. Amen. Die laaste deel in Johannes 15, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig, en julle moet getuig, want julle was van begin af by my. Ons is besig om te praat in hierdie tweede deeltjie, nog steeds oor die persoon en die karakter van die Heilige Gees. Ons het gisteraand hoofsaaklik stilgestaan, het bietjie die vraag gevra, wie en wat die Heilige Gees is. Baie mense mislei dit, baie mense is mislei in hulle self, dat hulle dink hulle die Gees het, of hulle die Gees ervaar het. Ons kan nie die Heilige Gees verwar met emosie wat ek het, binne en buite om my nie. Ons weet dat emosie is geweldig onbetroubaar, is nou so en dan anderste. En dis nie hoe die Gees is nie, die Gees is standvastig, die Gees werk. En tog kan ek as kind van die Here bewus wees van die werking van die Heilige Gees. En dit is die deel van die geestelike groei en die pad van heiligmaking wat ons moet stap. En ons sal môre aand begin daaraan raak. Om agter te kom wie die persoon en wat die persoon is. En die idee en die hoop is, en dit is van die oudste tye af, dat in die kind van die Here dit nie net 'n stuk lering sal wees, en 'n stuk teologie sal wees, soos alle ander 'n stuk dogma nie, maar dit vir my 'n realiteit sal raak, 'n bewustheid van wie en wat hy is. Nou ons het gisterand gepraat oor die persoon, en dat hy 'n persoon is, maar dat hy Gees is. Maar Gees is ook persoon. Ons vergeet dit baie maklik. En ek wil in die eerste deel van vanaand net weer onderstreep, en ek dink is belangrik dat ons dit sal onthou. As ons kyk na die persoon van die Heilige Gees, wie hy is. En eerste wil ek weer daarby staan, vers 26 sê, wanneer die voorspraak wat van julle kom, van die Vader af sal stuur, dat hy nie net 'n boodskapper is wat van die Vader afkom nie. Hy is nie net 'n engel wat gestuur is, soos alle ander engele nie. In die Bybel is dit baie duidelik vir ons, dat dit die Gees van God is. En nooit het hy so gepraat oor enige ander engel of iemand anders nie. Sy Gees, net soos ek oor my Gees praat, kan dit nie iemand anders as 'n Gees wees nie. Dis endemies aan my, vas aan my. So die Gees van God. En deur die eeue is daar baie mense gewees, Armeniërs en van die ander ouens wat die karakter van God begin bespiegel het en afgewater het, wat gevra het na die goddelikheid van Christus en allerlei dwaling. En in die geskiedenis van die kerk, moes die kerk baie keer in meerdere vergaderings bymekaar kom en dan 'n uitspraak lewer, teruggaan na die Bybel toe en gaan kyk maar wat sê die woord van God. En dan vir die wêreld en die mense daar buite uitspraak sê, so sê die Here, Here. Hoe het ek gevoel in die afgelope paar jare,
dat dit so nodig was dat die kerk weer so by mekaar gekom het oor die dwaalings en die liberale teologie, om weer so 'n nuwe verklaring uit te reik, ons beëdig en ons verklaar dat so sê die Here. Maar die geskiedenis het plaasgevind en hierdie blinde skrifte is vir ons baie belangrik. Want hulle het teruggegaan na die Bybel en gaan ondersoek maar wat sê dit in die lig van die dwaalings in die uur. En daar's twee wat ek wil uitlig as dit gaan rondom die Heilige Gees en die Nisiaanse geloofsbelijdenis, 'n pragtige stuk om te gaan lees. En sy belydenis en sy verklaring rondom die Heilige Gees het ek het maar net so oorvertaal. Hy sê ek glo in die Heilige Gees, die Here en die gewer van lewe, wat vanuit die Vader en die Seun voortgaan, wie saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word. Die eenheid van die Heilige Gees, God die Vader, Seun en Heilige Gees, saam verheerlik, saam aanbid. En ek wil hierdie goed onderstreep in hierdie 2 aande, dat ons dit net weer vir onsself vassement. Ons kan partykeer so fokus en vergeet wie is, selfs op Christus, dat ons so kan dink aan Christus in 'n sekere terme, dat ons vergeet dat hy God is, deel van die drie eenheid. En ook so die Heilige Gees, dat ons vergeet sy karakter en sy aard, dat hy God is, deel van die drie eenheid. Athanasius het 'n pragtige belydenis wat hy geskryf het, en 'n bietjie meer breedvoerig oor die Heilige Gees, wat ek dink baie goed en akkuraat is. Hy sê, maar die Godheid van die Vader en die Seun en die Heilige Gees is almal een. Een in glorie en in majesteit saam ewigdurend. In die drie eenheid is daar nie een voor of agter nie, die een groter of minder as die ander nie. Hulle is saam ewigdurig en gelyk. Die eenheid in die drie eenheid en die drie eenheid se eenheid moet aanbid word. En is nodig om te onderstreep, omdat ons mens is en omdat ons maklik dinge in vakhokkies wil sit en uit mekaar uit wil haal. Soos ek gesê, dit is baie maklik en vir kindertjies leer ons God is die skepper, Christus is die verlosser en die Heilige Gees is die werker. En dit werk nie so as ons deur die Bybel kyk nie. Want God is een. En hy werk en hy hanteer altyd uit sy eenheid. En elke kwaliteit wat die Seun het die Gees ook. Ons het Sondag begin om te praat deur die goedheid van God. En as ons praat van die goedheid van God, dan is dit sy volledige drie-eenheid. Dat hy kan nie anders as om goed te wees nie. En as ons praat van die Heilige Gees, dan is dit dieselfde waar. Dieselfde liefde, dieselfde omgee, dieselfde deernis, al hierdie dinge. Dieselfde eienskappe. God het deur die Heilige Gees geskep en deur die Seun. Hy is alwetend, alomteenwoordig, almagtig. Hy is 'n skepper. Al die ander eienskappe wat ons het, kan ons na hom toe sing. Hy is God. Maar 'n tweede punt wat belangrik is, wat ons mee besig is, wat ek net wil vasmaak, is dat die drie-enige God werk altyd in die drie-eenheid. Nooit los van mekaar nie. As jy net so 'n bietjie terugkyk na Johannes 14 vers 23, ons weet dat die Vader sy Gees vir ons gegee het, dat die Gees woon in ons, maar hoe kyk ons daarna? Waar is die Vader? Hy is op die troon. Waar is die Here? Jesus. Hy is voor die troon, hy tree as advokaat ons. Waar is die Heilige Gees? Hy is hier. Maar kyk hoe mooi, vat hy dit vir ons weer vas in vers 23, Johannes 14. As iemand lief het, sal hy my woorde te harte neem, my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie is die ons? Die drie-eenheid. In ons koppe maak ons dit los, want ons kyk na primêre funksies en dele wat toebedeel word, maar wat nie werklik van mekaar geskei kan word nie. Alles wat God doen, doen hy volledig as 'n eenheid, want hy is een God. 3 persone, maar een God. Ek moet nie probeer om te verstaan nie in al die jare wat ek het, ek besef my kop is heeltemal te plat, ek is mens, hy is God. Maar daar is oomblikke wanneer God in sy drie-eenheid in een van die persone vir 'n tydelike rede en vir 'n kort tydjie 'n sekere werking opneem.
wat die ander twee nie het nie. En een daarvan, en die goeie voorbeeld daarvan, is Christus se menswording. Die Vader het nie mens geword nie, die Gees het nie mens geword nie. Maar vir 'n afgebergte tyd en vir 'n kort tyd het Christus, wat Gees is, mens geword. En ons weer die pad van kruising en van Golgotha vir ons gestap. Vir 'n tydelike deel. Maar 'n deel daarvan het hy vir homself gehou ook. En daai deel wat ek nogal gewonder van die Bybel praat nie daaroor. Nee, so ons kan maar net spekuleer hoekom dit belangrik is dat as ek dood is en Christus kom weer, dat ek weer vlees het. Christus sy vlees gehou, maar ons word ook vlees. Dis iets wat vir die Here belangrik is, maar dis nou nie vir vanaand se tema nie. En die vraag wat ons kan vra is, as ons vra, hoe is God? Hoe sê jy verduidelik, hoe is God? God is soos Christus. Hoe is die Vader? Die Vader is soos Christus. As ek gaan vra, maar hoe is die Heilige Gees? Dan is dit dieselfde antwoord. Die Heilige Gees is soos Christus. Hoekom sê ek dit so? Want God het gekies, het so gewil en so geopenbaar, dat hy homself vergestald het in sy drie-eenheid, sy karakter en sy wese, in die persoon van die Here Jesus Christus. Daarom dat Christus vir ons prominent is in ons geloofslewe. Die goeie deel daarvan is, ek kan nie die Vader en die Heilige Gees afskeep as ek aandag aan Christus gee nie, want hulle is 'n eenheid. Maar ek mag ook nie vergeet dat hulle verskillende persone is nie. En ons gee aandag daaraan ook. Dis ook hoekom dit belangrik is, as ons praat met ander godsdienste, want as hulle vra maar wie is God, dan kan ons net antwoord, hy is soos Christus. Daar is geen ander manier om God te verduidelik, as deur hierdie weg, hierdie waarheid en hierdie lewe, in die persoon van die Here Jesus Christus nie. En daar is geen manier om die Heilige Gees en die karakter en die persoon van die Heilige Gees te omskryf, as wat geopenbaar word in Christus nie. En daar is 'n eenheid daar, wat nie losgemaak word van mekaar nie. Maar ek wil aangaan na 'n derde deel toe, wat ons vanaand 'n klein bietjie moet stil staan. Dat die Here sê, ek stuur my, die voorspraak vir julle, ek sien in Johannes 'n paar keer, dat ek stuur iemand vir julle, in julle midde. Christus wat gesê het, dat ek moet weggaan, want ek moet plek maak vir die Heilige Gees, dat die Heilige Gees by julle kan wees, in julle midde kan wees. Toe die Here opgevaar het na die hemel toe, en hy sê, ek is by julle, onthou ek is by julle tot die volëinding van die aarde toe, is ek in my gees daar, by julle. Ons het gisterand net so vinnig weer net gelet op Matteus 18 wat skrywe, waar daar 2 of 3 in my naam is, daar is hy self teenwoordig. Ek kan nie vir julle bewys dat die Heilige Gees hier is nie. Ek kan hom nie vir julle uitwys nie. Ek kan beamoen dat dit so is, want die woord sê dit so, en ek glo dat hy is hier, want die woord sê dit is so. En dis die terrein waarop ons werk met die Heilige Gees, is die terrein van geloof. Om te aanvaar dat hy hier is en dat hy by my is. En as hy hier is en hy is by my, is daar 'n paar belangrike elemente wat ek moet onthou van hom. Nommer 1, hy ken my. Romeine 8 skrywe, hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Hy ken my in my diepste wese, my diepste vlak. Net my gees weet wie en wat ek is in my volheid. Nie eers ek in my vlees is altyd bewus van wie en wat ek is nie. Maar sy gees getuig saam my gees, sy gees werk saam met my gees, so die Here Jesus ken my in die diepste vlak wat daar moontlik is, my diepste binneste. Ag, en so wonderlik om te weet dat die Here met my op so diep vlak werk, want is nodig vir my as mens, om op so diep vlak te werk. Die sonde het ingedring tot in die diepste wese van my menswees. En Christus stuur sy gees tot in daardie diepste deel van my in, om daar te begin regmaak.
Ek is so bly ons Here is nie 'n kosmetiese regmaker nie. Hy sit nie polyfill op 'n krak en daar gaan ons nie. Hy breek af. Hy lê my op 'n nuwe fundament, Christus. En hy bou totaal weer op. Maar ons gaan vanmôre aan daaroor praat. Hy ken my deur en deur. En dit bring my by die tweede ding is, dat ek kan van die Heilige Gees, net soos van God kan ek nie skuil nie, kan ek nie wegkom nie. Psalm 139, waar sou ek gaan om die Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om die teenwoordigheid te ontkom? Daar is niks wat ek vir die Here kan wegsteek nie. Daar is niks in my lewe wat hy nie kan sien nie. Nou vir die wêreldling is dit eintlik skrikwekkend en vrees aan die hand, nie waar nie. Ek lê oop en bloot voor die drie eenheid. Hy ken my dieper as ek ooit kan ken. Vir ons as kinders van die Here is dit vir my geweldig vertroostend, dat daar niks is wat ek vir die Here hoef weg te steek of kan wegsteek nie. Hy ken my deur en deur. Hy ken my motief, hy ken my hart, hy ken alles. Hy weet voor ek gaan aanjaag. Alles is voor hom oop. En ek dank die Here daarvoor. Daar is min dinge wat vir my soveel bevryding gee as dit, as om te weet dat die Here weet alles van my af. En ek kan my sonde voor hom bring, ek kan dit bely en ek kan dit bepleit, hy ken dit. Die derde ding wat ons gesê het, ek nou klaar daaroor gepraat. Dit sê, hy is onskeidbaar van die Vader en die Seun, maar dan moet ons saam met onthou dat die Heilige Gees is God met ons, met al sy mag, al sy krag en al sy autoriteit. Daar is so baie mense wat dink ek is alleen, en ek is eensaam, en 'n kind van die Here wat saam met die Here pad loop, hoef en moet dit nooit ervaar nie, want dit is nooit waar nie. Ek in my lewe is nooit alleen nie. Ons is altyd twee saam. Die Gees van God by my. En sy Gees in die volheid, gestalte van God, met alles wat God behels, by my. God met ons. Hy is Immanuel ook vir ons. Nou, hy is 'n persoon met 'n persoonlikheid. Die Heilige Gees het alles wat die Here Jesus het, ook vir my. Ons het gepraat van sy liefde vir my, dat hy lief is vir my, dat hy goed is vir my. En ons baie om te praat oor hierdie karaktertrekke, maar dis nie binne die skopus van ons reeks nie. Sy absolute geduld, die lankmoedigheid, wat hy met ons werk en hoe hy saam met ons op pad stap. Hoe hy ons versterk en hoe hy ons beskerm, selfs in tye wat ons nie eens van bewus is nie. Die wonderlikste deel wat ervaring is saam met die Gees deur die jare is hoe die Heilige Gees my beskerm teen myself. En ek partykeer 'n bietjie rebels as hy dit doen, maar altyd baie dankbaar. Hy weet beter wat hy doen, is altyd goed. Maar daar is 'n ander kant ook wat vir my belangrik is. Waar daar liefde is daar teleurstelling ook. Nie waar nie. Daar is mense wat deur die lewe gaan, wat nooit in verhoudings wil staan of diep in 'n verhouding wil staan nie. As jy mooi gaan analiseer en gaan praat met hulle, dan gaan jy gou agterkom, hy wil nie weer seer kry nie. Hy was in 'n verhouding en het skeef geloop en hy's gebroken en hy wil nie weer seer kry nie. Dis deel van die risiko van liefde. En die Heilige Gees is 'n persoon. En saam met dit loop die risiko ook dat ek hom kan dit teleurstel. Dit is onmoontlik dat die Heilige Gees my kan teleurstel. As die Heilige Gees en die Here my teleurstel, dit beteken dat ek het verkeerde gedagtes en begeere gekrip van hom, want hy is goed, hy het volledig beheer oor al hierdie dinge en hy is volmaak daarin. So die teleurstelling kan ongelukkig net aan een kant loop. Jesaja 63 kry ons dit, waar die Here praat, hartstogtelik praat met Israel.
En weet as mens deur Jesaja lees, en ek is nou weer in Jesaja, en partykeer wil ek ook net Israel in die keel gaan gryp. Maar onthou ek maar, as ek 'n prentjie van Israel in die Bybel moet plak, dan sal dit my ID-foto wees. Want ons is dieselfde. Maar hulle het in opstand gekom, en hulle sy Heilige Gees bedroef. Daarom het die Here vir hulle vyand geword, en hy self teen hulle geveg. Hy het soveel ingeploeg. Hy gee homself in die diepste vlak vir ons, om ons lewens te verander, om ons lewens te affekteer. En dan sing ons in Israel, en dit is belangrik dat ons dit sing in Israel, want dis wie ons wat ons is. Dat ons die Here in die Gees teleurstel. In die Nuwe Testament kry ons dit ook, die waarskuwing wat Paulus gee. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle sy eiendom beseël met die oog op die verlossingsdag. Moenie die Heilige Gees bedroef nie, met ander woorde, ek kan die Heilige Gees bedroef. Hoe bedroef ek die Heilige Gees? As ek dit kan afskaal na 'n paar dinge toe, nommer 1, is om te bly opsetlik sondig. Dis die aanklag teen Israel. Israel wat die Here die profete gestuur het, oor en oor met hulle gepraat. Los julle afgode, los hierdie dinge. En sonder hulle besef het God wat sy liefde vir hulle uitgegee het, is hy besig om die Heilige Gees, die Gees van God, met ander woorde vir God in sy diepste wese te leer te stel en bedroef te maak. Want dis liefde wat weggeklap word. Dis woorde wat gerebelleer word en nie na geluister word nie. Daarom die harde woorde selfs in die Nuwe Testament teen mense wat in sonde volhard. Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Moenie julle harte hard maak nie. Vir Israel was dit die ernstige waarskuwing en aanklag daar dat die Here teen hulle gaan draai en hulle vyand gaan word. Nou ons as kinders van die Here weet, as jy 'n kind van die Here is, dan bly jy dit vir altyd. So iemand wat, as die Heilige Gees en die Here praat en ander praat, opsetlik bly sondig, twyfel ek baie sterk of hy werklik 'n kind van die Here is. Mag dalk baie godsdienstig wees. Maar 'n kind van die Here in die hart van die Here, en ons wil graag die Here behaag in ons diepste wese. Dis waar wedergeboorte begin het. Het begin by my siening van sonde en my sondigheid. Nou as ons jonk is en ons jonk in die geloof, het ons baie om te leer, en ons baie sondes wat ons nog nie raak sien nie. Maar as die Gees hulle uitwys, dan moet ek dit hanteer. Dit bring my tweede ene, en is eintlik maar dieselfde as die eerste, ongehoorsaamheid. Wat ook sonde is. Wanneer die Here vir my sê, en ek regverdig myself, ek het verskonings of ek stel uit, dan staan ek ook teenoor die Heilige Gees en bedroef hom. Waar daar groot liefde is, is ook groot teleurstelling. En dit breek my hart om te weet dat dit iets is wat ook in my lewe al gereeld gebeur het en wat ek gereeld die Here aangedoen het. Nie dat mense dit wil doen nie, maar my sonde doen dit, want God haat sonde. En die Heilige Gees is God. En sonde is altyd gerig teen die karakter en die persoon van God. Daarom moet ek hom bedroef maak daaroor. Hoe eer ek die Heilige Gees? Kom ons maak klaar met daai ene. Ek wil nie sê hoe maak ons hom happy nie, want net ons word happy. Die Gees is volledig soos God in al sy emosies. Ek beer hom nie op nie. Ek maak hom nie gelukkig nie. Maar wat ek doen is ek kan my God eer. Of ek kan hom bedroef. Hoe eer ek God? Wil julle waag? Moet ek julle leidraad gee? Dis 'n nuwe woord wat ek geskep het. Geloof en gehoorsaamheid. Ek moet glo dat hy bestaan en die wat hom soek, dat hy hulle beloon.
Ek moet glo dat hy hier by my is, dat hy altyd saam met my is, dat hy saam met my op die pad stap. Dit maak nie saak hoe donker dit rondom my is nie, maak nie saak hoeveel mense teen my gerig is nie, maak nie saak hoe swaar ek die las is nie, hy is hier, hy is getrou, hy dra. Ek glo dit, ek hou daaraan vas. Ek gaan nooit klaar sê ek is alleen nie, ek gaan nooit klaar sê God het my vergeet nie, want dis nie waar nie, dis leuns. Ek luister nie na die duiwel nie, dis ou twak wat hy vertel. U het gesê ek is by jou al die dae tot die volëinding van die wêreld. U is hier in die volheid van die glorie en die mag en die krag en die gees in die diepste van my menswees. En die tweede manier is die gehoorsaamheid. Die geloofslewe is so eenvoudig. Dat wanneer die Here praat, moet ek net begin doen. Daar kom my genesing, daar kom my groei, daar kom my herstel. Alles wat ek nodig het, is deur die drie-enige God gegee vir my in 'n baie kosbare pakket by die persoon van sy gees. Alles wat hy het, alles wat hy is, in my. Die bloed het duur betaal, dat dit 'n werklikheid in my kan wees. En anders as by die Ou Testament is dit nie net 'n tydjie wat die Gees kom en werk nie, dis blywend. Die dag toe ek die Here Jesus aanvaar het as my verlosser en my saligmaker, toe het ek sy Gees ontvang. En daai Gees bly met my tot die volëinding van die wêreld. En dan nog daarna in die ewige eerlikheid. En alles wat God gee en alles wat God beloof het, is beskikbaar deur die Heilige Gees ook in my en jou lewens. Here Jesus, ek sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat ons die belofte, die versekering het, oor en oor het gesê, ek stuur my Gees vir julle. En dat U Gees hier by ons is, hier tussen ons is. Ag en Vader, ek wil vra dat U vir ons as U kinders meer gesteld sal maak, oë meer attent sal maak vir U persoon, U nabyheid. Om nie net te glo nie, maar ook gehoorsaam te wees. Want U lei ons op 'n pad. Ek is nie doelgerig, lukraak op besig op pad iewers heen nie. Elke tree is bepaal. En op elke tree van daai pad is U by my. Ek eer U, my koning en my Heer.